Here, ons verdien dit nie. As ons kyk na wie ons is, as ons kyk na wat ons doen, die goed wat deur ons gedagtes gaan, wanneer 'n taxi voor ons inry, of wanneer iemand ons stamp in 'n ry in Checkers, of enige ander winkel of plek, Here, as ons is nie u liefde werd nie, ons is nie u genade werd nie. Here is 'n groot en 'n heilige God, en ons is klein, nietige, sondaar mense. Heer, maar in die grootheid en in die genade het u gekies om ons lief te hê. Het u gekies om ons te kies. Heer, en daarvoor kan ons net dankie sê. Kan ons sing en skree soos wat Paulus sê in Romeine 5 vers 8. U het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. En daarvoor sê ons dankie. Heer, en daarom wil ek vra dat u vanoggend ons kom ontmoet. Waar ook al ons is. Hoe diep ons gat ook al is, of hoe groot ons bergtop ook al is. Here, ons kom met verwagting. Praat. Ons luister. Amen. Baie dankie. Jy kan sit, right. Ons is tans besig met 'n reeks uit die boek Habakuk, met die tema die lewe is onregverdig, en ek wil net gou kyk. Jy hoef nie jou hand op te steek vir hierdie een nie. Baie dankie. Kyk net daar, my ligassistent, jy's amazing. Right. Jy hoef nie jou hand op te steek vir hierdie een nie, want anders kry jy nie vanmiddag middagete by jou vrou nie. Wie hier wat getroud is, of 'n betekenisvolle ander in jou lewe het, dalk verloof of saam, of wat ook al die term is, voel soms jy wil die persoon omhels, en soms jy wil die persoon verwrig. Julle kry nie lunch vandag. Ek het gesê, moet asseblief nie jou hand opsteek nie. Sien, die interessante ding is, ek het dit nooit geweet nie, en ek het dit hierdie week uitgevind, die woord Habakuk beteken om te omhels, of om te worstel, of om met iemand te stoei. En dit is so 'n amazing konsep, want laasweek het ons gepraat oor die feit dat ware volwasse geloof is 'n geloof wat sê ek is lief vir God, al verstaan ek nie. Volwasse geloof is iets wat kan sê, maar God het my nie vergeet nie, selfs al voel dit so. Ek glo in God selfs al twyfel ek. Dis volwasse geloof, en ons het daaroor gepraat oor Habakuk 1 in die hele hoofstuk wat worstel met hierdie vraag van, waar is God? En dan, ja, maar God is daar, maar hoekom doen hy nie iets vir my nie? En vandag gaan ons 'n bietjie verder op daai trant, en ons kyk na Habakuk hoofstuk 2, en in Habakuk 2 praat Habakuk oor hierdie feit dat hy ervaar dat hy in hierdie diep gat is. Hulle as 'n volk Israel, hulle is weggevoer deur die Babiloniërs, en hulle word onderdruk, en is nie lekker nie, en die Babiloniërs is nie nice mense nie. Hulle is regtig goddelose mense, hulle aanbid nie die Here nie, hulle aanbid afgode, die afgod Baal spesifiek, en Israel voel asof hulle onderdruk word, en of hulle regeer word deur iemand wat hulle nie gekies het nie, en iemand wat nie is soos hulle is nie, en iemand wat nie dink soos hulle dink nie, en hulle voel soos vreemdelinge in hulle eie land, en klink dit bekend, klink dit soos ons, klink dit soos, in elk geval, #just saying, for a friend, of hoe sê op Facebook, asking for a friend, saying for a friend, nee, en dit voel ook dieselfde in ons eie persoonlike geloofslewe. Ek weet nie van jou nie, ek kan net my storie vir jou vertel. Ek het die Here leer ken toe ek dink deesdae praat julle van graad 9, ek het gepraat van standaard 7. Het ek die Here leer ken op 'n kamp, en ek was aan die brand vir die Here. Toe ek terugkom van daai kamp af, is ek wil net almal bekeer en vir almal bid en alles. En 'n week, 2 weke, toe saai vlammetjie nou nie meer maar wat hy was nie, want by die huis het dit nog gegaan soos dit by die huis gaan, en by die skool het dit nog gegaan soos dit by die skool gaan. Die wêreld gaan aan. Mense verander nie omdat jy verander nie. En ek het teruggegaan in hierdie routine van my ou lewe, en toe daar 'n tyd gekom wat ek gevoel het, maar was dit reël? Want skielik, ek het God aan die begin so goed gevoel, en hy was naby gevoel, en as ek die Bybel oopmaak, dan praat hy met my, en in daai fase wat jy in die hoërskool is, daai
storm en drangfase, soos hulle sê, wat jou so irriteer, as jy as die hoërskool is, die woord wat my die meeste geïrriteer het in die hoërskool was, as my ma vir my die woorde gesê het, jy beleef jou puberteit, jou hormone. Ek verstaan dit, ek hoor dit in biologie, is nie lekker nie, maar en in daai tyd het ek partykeer naby die Here gevoel en partykeer ver van die Here af. En vanoggend wil ek met jou praat oor, en met die hele oor jou praat oor daai ding van, wat doen ek wanneer ek in 'n gat is? Wanneer ek voel maar, of die Here is ver, of my omstandighede is unfair, of iets het gebeur en ek voel net af. Nee, ek weet nie of mans menopause kry nie, blykbaar is dit 'n moontlikheid, maar soms voel ek so, ek voel net asof ek, en dan kan ek dit nie verduidelik nie, dan kom Shamaine na my toe, dan sê ek, vrou, hoorie, sorry, ek het nie 'n goeie dag nie, weet nie hoekom nie, en dan dink ek partykeer ek moet haarpille drink, en my kinders spot, en dan sê hulle, pa kan nie meer Salusa 45 drink nie, want pa's nie meer 45 nie, pa's ouer is dit, hulle maak nie Salusa 50 en 55 nie, so pa's geskroef, maar jy is in hierdie gat, en wat maak jy daar? En partykeer is die gat as gevolg van huge goed, dis 'n werk wat verloor is, of iemand wat dood is, of jou kind wat nie met jou wil praat nie, of wat ook al, dit is moeilike goed, jou huwelik wat sukkel, of hy's op die rotse, of jou studies is moeilikheid, of jy het geswat en jy het 'n graad, en nou kry jy nie werk nie, en of jy vertrou die Here vir iets groots, en dit lyk net of niks gebeur nie, en jy's in daai gat. So wat doen jy daar? En Habakuk antwoord die vraag. Habakuk staan daar en hy tap sy vingers so en hy sê, ek weet nie waar die Here is. Dan sê hy hierdie woorde, ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem op 'n wagpos op die muur. Ek wag om te sien wat die Here gaan sê. Sien, is net mans wat so praat. Ek wag om te sien wat die Here gaan sê. Dis asof die Here in die wolke moet skryf. As jy wag om te sien wat iemand moet sê, dit werk nie so nie, jy wag om te hoor wat iemand gaan sê. Of miskien die Here baie sy hande gebruik as hy praat, so jy kan dit sien ook, ek weet nie, maar hy sê, is bietjie die mekaar daai sin, ek wag om te sien wat die Here van my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte sal wees. Is dit nie baie verwaand van ons nie? Ons doen dit soms. Ons kla by die Here, asof ons die reg het om te kla. Hy is God, jy is mens. Toe Jesus op aarde was, het dit moeilik gegaan met hom. Dit gaan moeilik gaan met ons ook. Dink jy is beter as Jesus? Ons dink as ons lewe vir die Here gee, dan dink ons, maar alles moet mooi wees, alles moet goed wees, alles moet reg wees, en as dit nie so is nie, dan kla ons, en ons gooi vuiste in die lug, en Habakuk was nie anders nie. Hy was 'n profeet van die Here, gesalf deur die Here, hy moes namens God met die mense praat, maar hy kom na die Here toe en hy sê, sorry, ek verstaan nie hierdie saak nie. Die hele eerste hoofstuk. En dan kom die Here en hy antwoord weer. En hy sê hierdie woorde, toe die Here geantwoord, skryf my antwoord, skryf hierdie visioen in groot, duidelike letters op klei tablette. Stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer hierdie visioen, hierdie bevryding, hierdie ding wat ek vir julle gaan doen as 'n volk, wat dit gaan waar word. Wag geduldig. Sê gou vir my, vir wie is dit lekker as iemand vir jou sê, chill, wag net 'n bietjie. Weet, dit doen dit natuurlik. As 'n mens kwaad is en jy is ongeduldig en iemand sê vir jou, wow, ontspan die boude, dit laat my nie ontspan. Dit maak enige normale mens, maak dit nog kwaader. Maar die Here kom in daai oomblik, en Habakuk voel so, en hy sê van, wow, chill, wag geduldig, al voel dit of dinge stadig gaan, wees seker, dit gaan gebeur. Hierdie ding wat jy verwag, sal nie onnodig talm nie. Nou hier is iets opgesluit, so 'n resepie, van wat doen ek as ek in daai gat is. Die eerste ding wat ek en jy moet doen is jy moet luister. Want die Here wil met jou praat. Maar jy is te besig om te moan en te skree en vuiste in die lug te gooi. En dis hoekom ons as mense soveel met mekaar vassit in die huwelik, in besigheid, in die wêreld daar buite, hoekom
hoekom die politiek lyk soos dit lyk, want almal is daar besig om te praat en almal is te stadig om te luister. Ek dink partykeer ons regering het vergeet om te luister na die mense. Maar vergeet nou eers hulle. Die Here praat met my en met jou. Die Here kom en hy sê, raak rustig. Luister. Ek wil met jou praat, maar jy's so besig om kwaad te wees en aanklagtes teenoor die Here te maak en te sê die Here het jou vergeet. Die Here het jou nie vergeet nie, hy praat met jou elke keer as jy die Bybel oopmaak, maar nou as jy kwaad en nou maak jy nie die Bybel oop nie, en nou wen die duiwel hierdie fight. So Habakuk kom letterlik en hy sê, maar gaan wag net 'n bietjie. Luister. God wil iets sê. En dan as jy luister, gaan jy agterkom, hy praat. En dan kom die Here en hy sê vir Habakuk, ek praat met jou, skryf dit neer. En dis hoekom, ek glo, jy moet 'n notaboek langs jou bed hê, en ek het hom meeste van die tyd langs my bed, behalwe wanneer my vrou die notaboek gebruik om vir my 'n lysie te gee vir die winkel. Mans, ken julle daai ding? Watter man hier het al winkel toe gegaan en die verkeerde goed gekoop? Die kinders wys na hulle paas toe. Dis amazing. Jou kinders gooi vir jou onder die bus. Nee. Wie het al winkel toe gegaan en vir jou vrou die verkeerde goed gekoop? Dan sê sy tee en dan gaan staan jy voor daai rak en dan is daar 20 soorte tee. Dan sê sy wasgoedseep. Dan staan jy voor die wasgoedseep en dan kom jy by die huis en sê sy, nee, sien jy nie hierdie sakkie sê, jy moet met jou, dis per hand was. Ons het 'n masjien. Dis hoekom ons neerskryf. Ek hoor op TikTok is daar nou 'n trend met video's, dat vrouens 'n poster, hulle vat 'n groot karton, nê? Dan dit wat hulle wil hê die man moet koop, plak hulle vir hom sulke die leepakkies, plak hulle so op 'n poster, en dan loop hy deur die winkel, en dan sê hy net, soek hierdie een, hierdie size, hierdie grootte, hierdie flavour, hierdie, so. En dan kom ons nog steeds by die huis en ons het iets vergeet. So die Here kom en hy sê, ek gaan met jou praat, maar jy moet skryf. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gebruik. Ek het gisterand vir een of ander rede, die Here se timing is soms verskriklik weer. Gisterand toe ek in die bed klim, toe sukkel om te slaap, en ek sê vir die Here, maar ek wil slaap, ek moet preek vanoggend. En die Here begin en hy gee vir my iets, 'n gedagte, 'n idee. Iets wat hy dalk wil hê in volgende jaar moet gebeur met Dynamis as die Here ons spaar. En hy begin vir my hierdie prentjie gee. En later, ek staan op, ek gaan sit my rekenaar aan, begin neerskryf, begin tik, begin Google search, hoe werk dit, hoe kan so iets in mekaar pas, wat het 'n mens nodig om dit te doen, en want ek was te bang as ek wakker word, vanoggend het ek vergeet. Skryf neer. Partykeer ding my vrou, ek sweer, die Here praat soms met as ek in die stort is. Dis nogal weird. Dan hardloop ek uit die stort uit, dan sê ek soek pen en papier. Gee my pen en papier. En dan begin ek skryf, sonder 'n draadkleur aan. Want ek is so bang ek vergeet het. Partykeer dan weet ek nie wat om te preek die volgende Sondag nie, en dan is ek besig om te bestuur, of een of ander ding te doen, en dan kry ek net hierdie sin wat verskyn in my kop, hierdie punchline. Dan weet ek, dis wat Sondag moet gebeur, dis God se boodskap vir nou. En dan moet ek dit neerskryf, want ek is 'n man en ek vergeet dit tussen hier en daai stoel. Jy al agtergekom, vrouens, jy sê vir 'n man iets in die kamer, en as hy in die kombuis kom, want hy vergeet. Maar dieselfde man, as jy vir hom in die kombuis sê, kry my in die kamer, dan vergeet hy niks. So die Here kom en hy sê, skryf neer. Skryf dit neer. So God sê, luister,
Spandeer tyd in my woord. En as ek vir jou goed wys, as ek met jou begin praat, skryf dit neer. Want stukkie vir stukkie gaan ek dit vir jou openbaar in bite-sized chunks, sodat jy nie jou doodskrik nie. Skryf dit neer. Die plan is op pad. Die oplossing is op pad. Skryf. En dan, dis hier waar ons ongeduldig raak. Dis hier wat jy sê, ek het gewag, of Here, ek het geluister, ek het geskryf, raai, kos gaan, hier gaat ons. Nee. En dan sê die Here, nee, die tyd is nog nie reg nie. Wag. Habakuk 2 vers 3, stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen sal waar word. In die oorspronklike Hebreëus staan daar iets in die lyn van, of die gedagte is daai van, op die bestemde tyd, op die regte tyd, sal dit gebeur. As 'n vrou swanger is en jy wag nie 9 maande nie, wat gebeur? Jy kan nie hier na 3 maande sê, luister, ek is ongeduldig, is warm, dis nie lekker nie, ek wil nie meer swanger wees nie, sny, haal uit, kom, ons is nou klaar. Jy kan nie. 9 maande, dis die saak. Jy gaan warm kry, jy gaan aardflashes kry, jy gaan op jou man skree, hy gaan nie weet hoekom nie, jy gaan lus wees om die kar se wiel te lek, of jy gaan peanut butter op tamatie eet, jy gaan cravings hê vir goed wat jy nog nooit eers geproe het nie, al daai goed gaan gebeur in 9 maande, jou man gaan die babakamer regmaak, en dan as hy klaar is, dan gee hy vir hom sê, maar jy hou nie daarvan nie, jy verander dit weer, en dan gaan jy dit weer doen, en as die tweede kind kom, en wag hy tot die aand voor die tyd in die kamer te doen, want hy weet jy gaan jou mind change. Jy moet wag, tot op die regte tyd. Jesus, toe hy gekom het, was op presies die regte tyd. Jesus het nie gekom toe dit Genesis was nie, Jesus het nie gekom toe Noag op aarde was nie, Jesus het nie gekom toe Abraham rondgeloop het en gewonder het wanneer kry hy 'n kind nie, Jesus het nie gekom toe Josef die tweede in bevel was van Egipte nie, Jesus het nie gekom op enige tyd in die geskiedenis nie, behalwe toe die Here gesê het, nou is dit Kersfees, en Jesus kom. Want God weet wat is die regte tyd. Sien, toe Jesus gekom het in die Romeinse tyd die Romeine was die hoof van die ganse bekende wêreld. Almal was geforseer om dieselfde taal te praat, onder een regering, ongeag ras, nasie, volk of taal. En God stuur sy seun op presies daai tyd, op 'n tyd wat mense voel, ek het 'n verlosser nodig, maar almal praat dieselfde taal. En hier kom Jesus, tydsperfek, die boodskap gaan versprei. En dis dieselfde met my en met jou. God kom en hy sê, maar jy kan luister, as jy ophou jou toys uitgooi, en jy kan neerskryf wat ek vir jou gee, maar dan moet jy wag, tot op die regte tyd. En dit wat ek gaan doen, dit sal gebeur. En terwyl jy luister, en terwyl jy skryf, en terwyl jy wag, gebeur daar iets. Jy kyk om jou rond, en jy sien, maar die wêreld is weird, en teen mekaar, en stikkend, en dit lyk of die mense wat die meeste, ek wou gesê het steel, maar ek kan dit nie sê nie, die meeste droog maak, die mense wat die swakste keuses maak, die mense wat goeders doen ten koste van ander mense, dit lyk of dit altyd met hulle goed gaan, en met my wat die regte pad probeer loop, en hierdie the narrow small way probeer doen, en in God se goeie boekies probeer bly, dit gaan nie met my so lekker nie, en dan kom die boek Habakuk en Habakuk 2 en die res van die hoofstuk kan sê, wow, hou net bietjie dop, want dan gaan iets gebeur. Ellende wag vir iemand wat homself verryk met goed wat nie syne is nie. Ek kan nie wag nie, vir hierdie om te gebeur. Right, volgende een. Ellende wag vir hom wat ten koste van ander hulle self verryk. Here asseblief, laat dit gebeur. Right, vir hom wat 'n stad bou met moord, met die bloed van ander. Ellende wag vir hom wat vir iemand anders drank gee en as gif in. Julle gesien in die hof hoeveel mense neem nou lewenspolisse uit op hulle familie en dan maak hulle dood. Kerels en pas op vir 'n makelaar nou. Makelaars is. Ek is net 'n grappie, as jy 'n makelaar is, as jy video kyk, is net 'n grappie. Net 'n grappie. Die probleem is nie die makelaar nie, die probleem is die ou wat die makelaar gaan sien. Ek is net 'n grappie. Die makelaar weet nie wat die ou se intensie is nie, maar dit is
Dan staan hulle daar aan die beskuldigde bank, want hulle al 5 van hulle familielede doodgemaak. En polisse geëis op hulle. In elk geval, die Here sê, jou wiel gaan draai. Ellende wag vir iemand wat vir 'n stuk hout sê, word wakker. Met ander woorde, iemand wat afgode aanbid. Iemand wat nie God die middelpunt maak van hulle lewe nie. Enige iemand wat nie God die middelpunt maak van hulle lewe nie, aanbid iets anders. Al is dit geld, al is dit goed, al is dit hulle self, al is dit hulle kinders se prestasies, al is dit wat ook al, goeie goed kan ook afgode word. Die Here kom en hy sê, terwyl jy wag, terwyl jy stoei, met waarheen is ek die Here op pad, terwyl jy neerskryf wat ek vir jou sê, weet dat die goed wat jy sien met jou oë, dit lyk onregverdig. Dit lyk nie mooi nie, dit lyk nie goed nie, dit lyk of onheil wen, dit lyk of goeie mense ondergaan. Dan sê die Here, wow, jy kyk met 'n tydelike brilletjie. Jy kyk met 'n brilletjie wat net vandag sien, hierdie oomblik, hierdie 5 sekondes waarin jy 'n bietjie ongemaklik is. Staan 'n bietjie terug en dink aan die ewigheid. Ek, die Here, gaan die skale balanseer. Ek sal sorg. Die Here kom en hy sê vir Habakuk, kyk na die hoogmoediges, hierdie mense wat dink hulle kan op hulle self vertrou. Hulle lewe is boos. Die regverdige daarenteen sal deur geloof lewe. Met ander woorde, kyk op. Moenie om jou kyk nie, moenie kyk vir al hierdie mense in die lewe wat onregverdig is nie, kyk op. Daai Psalm wat sê, ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, kyk op. Weet julle wat was die eerste sonde? Jy dink die eerste sonde was Eva wat vir Adam gesê het, eet 'n vrug. Dit was nie die eerste sonde nie. Die eerste sonde wat die duiwel gepleeg. Die duiwel was een van God se engele. En hy het gedink, hy kan soos God wees. Hoogmoed. Hubris. En God gooi die duiwel en al sy supporters uit die hemel uit. Dit was die eerste sonde. Dis waar reg en verkeerd gebore is. Dis waar kies God of kies nie God nie, gebore is. En toe kom Adam en Eva en hulle moes kies. En wat het die duiwel vir hulle gesê? Hy het nie vir hulle gesê, eet die vrug nie. Hy het vir hulle gesê, as jy die vrug eet, sal jy soos God wees. Weer. Nie gegaan oor die vrug nie. Dit het gegaan oor die hoogmoed. Oor die ek dink ek het alles uitgefigure. Ek dink ek het nie God nodig houding wat ons as mense het. En die Here kom en hy sê, pas op. Pas op vir jou en vir my. As ons dink ons het God nie nodig nie. Kyk wat gebeur met hoogmoedige mense. Die een oomblik gaan dit met hom goed en die volgende oomblik is hy op hofsaak, op hofsaak, op hofsaak, op hofsaak. Ek praat nie van iemand spesifiek nie, ek sê maar nie. Sy van het 4 letters, moet begin met 'n Z. Nee, kyk wat gebeur met hoogmoediges. Pas op om te veel vir hulle te kyk. Kyk vir jouself. Gooi ek my toys en dink ek kan my lewe uitsorteer, ek kan hierdie onregverdigheid regmaak. Dan kom die Here en sê, nee, hou, ek het vir jou gesê. Luister, skryf neer en wag, want dit wat moet gebeur, sal gebeur. En daarom kom Habakuk 2 vers 20 in die Nuwe Lewe Vertaling bietjie wegvertaal. In 'n Bybelse teks, as die Here die woord maar gebruik, dan sit daai draaipunt, nou gaan dinge verander. En die Engelse het hierdie ding nogal op Facebook en op Instagram begin raakvat. Wanneer mense dit post en hulle sê, but God. Dit en dit, but God. Mense het dit nie uitgedink nie, God het dit uitgedink, het staan in die Bybel, oor en oor. En in Habakuk 2 is dit nie anders nie. Dan kom die Here en dan sê hy, al daai goed van Habakuk wat nie weet waar's die Here nie, en al hierdie ellendige goed wat gebeur, en dan kom die Here en dan sê hy, maar die Here
is nog steeds in sy tempel. Die Here is nog steeds teenwoordig, besig. Dan sê hy, "Sst, jy raas, gee my 'n kans." Maar die Here, en dis waarin ek en jy moet vashou as ek en jy in hierdie diep gat is. As ek en jy soos hoofstuk 1 van Habakuk sê, maar ek verstaan nie. Ek het God lief, maar dit lyk of God my vergeet het. As jy soos Habakuk 2 sê, ek sien al hierdie goed wat om my gebeur, maar dit gaan nie goed met die mense wat God volg nie, dan kom die Here en hy sê, al die goed wat ons klaar gesê het, en ek wil gaan nie myself weer herhaal nie, en dan kom hy sê, maar hou aan my vas. Ek is hier, by jou. En in die Bybelse tyd was die tempel 'n plek daar ver. In die Nuwe Testament kom die Here nadat Jesus opgevaar het, dan sê hy sit sy gees in jou. Jy is sy tempel. So die Here kom met hierdie woorde en hy sê, maar ek die Here is in jou. Jy is my heilige tempel, bly bietjie stil en gee my 'n kans. Ek sal werk. Ek sal verander. Dis wat die Here vir my en vir jou wil sê. Dis wat ek en jy vandag nodig het om te hoor. Ek en jy moet hoor dat die Here kom en hy sê, in jou gat, ek het jou. Weet jy wat gebeur op rock bottom? Mense sê in daai gat, sê hulle, hit rock bottom. Weet jy wat gebeur op rock bottom? Jy ontmoet die rots. Op rock bottom. God is die rots. Hy sê dit in sy woord. Mag jy in jou rock bottom, al verstaan jy nie wat aangaan nie, mag jy luister, mag jy neerskryf, en mag jy wag, want God gaan jou uit daai gat uithaal. Hy sê, dit sal nie talm nie. In ander woorde, dit sal nie wag langer as wat dit moes nie. Dit sal gebeur. Hou op jou toys gooi en vertrou die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek weet nie wat in mense se lewens aangaan nie. Ek weet 'n bietjie. Die bietjie wat ek op Facebook sien, of die bietjie wat hulle bereid is om met my te deel, of die bietjie wat 'n mens maar agterkom. Here, maar nie een van ons is 100% eerlik met mekaar, en soms selfs met onsself oor wat aangaan in ons lewe, wat aangaan in ons gedagtes. Wat is die goed waarmee ons worstel? Here, maar U ken dit alles. U weet of dit die verlies is van 'n kind, of 'n eggenoot, of 'n ouer. U weet of dit moeilikheid is by die werk. U weet of dit 'n struikel is, of 'n worsteling is met sonde. Iets verkeerd in ons lewe wat ons sukkel om mee te breek. U weet alles. Hoekom ons in 'n gat is. Here, en soms voel ons net so, al is dit nie so. Here, maar U kom ontmoet ons daar in daai gat. Al gooi ons toys uit daai gat uit en al beledig ons U soms en gooi vuiste in die lug. U kom en U sê, ek sal jou help. Here, dankie daarvoor. Here, ontmoet elke mens wat hier sit, waar hulle is, wat ook al die oorsaak is van die gat in hulle lewe, in hulle gedagtes, in hulle harte. Help hulle, Here, en plaas hulle weer op die hoogte. Sit hulle op 'n plek waar hulle kan sê, maar nie net God is goed nie, waar hulle ook kan sê, my lewe is goed. Here, want daai twee goed is nie altyd dieselfde nie. Ja, Here, U is altyd goed, maar die lewe is nie altyd goed nie. Here, asseblief help ons, dra ons. En help ons om bietjie rustig te raak. Op te hou dink, ons kan alles self uitsorteer, Here. En vir U kans gee. Want dan gaan ons wonderwerke sien gebeur. Here God, dankie vir U sorg. Wees met ons in die week wat voorlê. Ons het U nodig, Here. Ons weet nie wat die week inhou nie, U weet. Daarom kom plaas ons nie ons vertroue in weervoorspellings, die nuus of enigiets anders wat vir ons probeer sê wat in die week gaan voorlê nie.
Ons hoop is in die God wat in beheer is van dit alles en wat nie onkant gevang word nie. Stap saam met ons hierdie week in, Here, ons bid dit. En nou wil ons vir U kom dankie sê. U sorg vir ons, U is goed vir ons, U gee vir ons. U gee vir ons alles wat ons het. En in U woord sê U, in dank en as 'n erkenning van afhanklikheid, 'n tiende, ons offergawe. Ons kom sit dit by U voete. Ons saai dit in U koninkryk en ons vra, Here, gebruik dit tot eer van U naam. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang die seën van die Here. Die Here God, nie ek nie, want ek is net 'n mens. Die Here God sê in sy woord, wanneer ons by mekaar is, moet ek hierdie woorde oor jou spreek. Hy sê dit in Numeri 6 vers 23. En daarom spreek ek dit oor jou. Want dis waar, want God is groot, selfs groter as die gat waarin jy soms is. En die Here wil vir jou vanoggend kom herinner, dat ek die Here is vir jou goed, ek was vir jou goed, en ek sal altyd vir jou goed wees. Ek die Here sorg vir jou. Ek die Here sien jou raak. Of jy op 'n bergtop is en of jy in 'n diep gat is. Ek sien jou. Ek hou aan om my liefde vir jou te gee. Ek hou aan om vir jou goedgesind te wees, selfs al dink jy nie so nie. Ek gee vir jou voorspoed. Dit sal kom op die regte tyd. Jou uitkoms, jou verlossing sal kom op die regte tyd. Dit sal nie talm nie, sê die Here. So verbind ek my aan jou en my beloftes aan jou, want jy is my kind en ek is 'n volmaakte Vader wat altyd my woord hou en ek sal jou seën, sê die Here. Amen.